Hartlike goeiemôre aan elkeen van julle, my vriende in Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Mag die Here gee deur sy Heilige Gees dat sy woord op vrugbare grond vanmôre sal val en dat dit vir jou sal oplig en dat dit vir jou sal krag gee teen 'n wêreld wat heeltemal gekant is teen dit wat die Bybel en wat Jesus Christus aan ons voorhou. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam vanoggend dat die Here vir ons sy brood sal breek, sy woord sal oopmaak. Dierbare Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus, die krag en die werking van U Heilige Gees binne in ons as gelowiges. Ons bid, Here, dat U vanmôre met ons elkeen sal praat, dat U vir ons met U warm liefde en teenwoordigheid sal toevou en dat ons sal leer vanoggend uit die hart van die Vader. Seën ons elkeen so saam, ook diegene wat nog gaan luister, ook na hierdie woord as dit geplaas word op die YouTube kanaal. Here, dat U wat die naprediker is van U woord, o Heilige Gees, hierdie woord ook sal bring by elkeen wat dit nodig het. Elkeen wat krag nodig het om versterk te word deur die evangelie en die woord van Jesus Christus. Dankie dat ons U kan loof en prys met ons hele hart en U naam groot kan maak. Wil U vanoggend verheerlik word onder die lofsange van U volk. Ons vra U seën vanoggend, alles wat hier gebeur, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ons skrifteks vanmôre kom vanmôre uit Matteus, hoofstuk 9 vanaf vers 35 tot vers 38. En daar staan geskrywe, die opskrif is die oes en die arbeiders. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. En toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dat die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag uitstuur. Mag hierdie geleesde gedeelte vir jou vanmôre tot groot stigting wees in jou hart en in jou lewe vanoggend. Ons tema vanoggend is gooi uit 'n lewenslyn. Ek is op hierdie stadium in my lewe wat ek wil klaarmaak met 2024. Dit was maar 'n redelike rowwe jaar vir my en ook vir baie van ons gewees. En ek begin myself uitstrek ook na vore, soos Paulus sê, na 2025. En in hierdie uitstrek het ek vir die Here gevra, Here, watter tema, watter visie wil U hê moet ek in 2025 hê? En die Here het vir my hierdie visie gegee, of hierdie tema gegee vir my persoonlik in my eie lewe, en dit is gooi uit 'n lewenslyn. Nou vanmôre gaan ons bietjie kyk na hierdie tema van gooi uit 'n lewenslyn. Ek wil begin om vir julle 'n verhaal te vertel, 'n ware verhaal van 'n pastoor, 'n predikant, wat eendag saam met sy seun en die se vriend gaan visvang het op die see. En hulle het in 'n bootjie of 'n klein boot het hulle uitgevaar op die see, en hulle het hulle lyne uitgegooi
En toe kom daar 'n geweldige storm op. In so 'n mate dat hulle vasgevang is in hierdie storm, en die golwe was so groot geweest dat hy hierdie boot so geweldig geskud het, dat die twee seuns in die water geval het en begin spartel het vir lewe en dood. Daar was net een lewensboei op hierdie skip gewees, of hierdie boot gewees, en die predikant, die man van God, moes op daardie oomblik van sy lewe 'n baie ernstige besluit gemaak het. Vir wie gooi ek hierdie lewensboei uit, hierdie lewenslyn uit? Want hy het geweet dat sy seun het die Here Jesus aangeneem as sy persoonlike verlosser, en hy ken die Here Jesus. Maar aan die ander kant was die pastoor terdee bewus geweest dat sy seun se vriend het glad nie die Here Jesus aangeneem nie, en was 'n jong man van die wêreld gewees. Daardie oomblik, terwyl hierdie twee seuns besig is om in hierdie water te spartel en hulle kan nie by die boot uitkom nie, maak hierdie man van God 'n besluit, en hy gooi die lewensboei uit na die vriend van sy seun, en hy trek hierdie seun in, maar in hierdie proses het sy eie seun onder die water verdwyn en het hy verdrink. Dit was 'n verskriklike ding vir hierdie predikant gewees, waarmee hy met baie jare lank mee gesukkel het. Hoekom het hy nie maar eerder die lewensboei vir sy eie seun uitgegooi nie, en dan die vriend maar laat sterwe het nie? Dit is tog sy seun. Baie jare daarna is die predikant al bejaard en hy is op die kansel. En terwyl hy besig is om sy gemeente toe te spreek, kom daar 'n jong man in die gang afgestap. En hy stap op tot by die kansel en hy vra vir die predikant: "Pastoor, mag ek asseblief iets sê?" Die predikant staan toe terug, en hierdie jong man staan toe op die kansel, en hy sê vir die gemeente, hy sê vir hulle: "Baie jare gelede was ek in 'n baie gevaarlike situasie gewees, waar ek met my lewe gestoei het in die diep waters van die oseaan. En ek het die Here Jesus nie geken nie. En hierdie man het 'n keuse gemaak tussen my vriend, sy seun en myself, en het 'n besluit om 'n lewensboei na my toe uit te gooi. En so is my lewe gered. Ek het intussen tyd, het ek die Here Jesus as persoonlike verlosser aanvaar. Ek is sy kind, en ek is ook vandag 'n man van God, 'n predikant wat hom dien in my eie kerk. En ek wil net vandag vir hom kom dankie sê vir daardie opoffering wat hy gedoen het om sy seun te laat sterwe, sodat ek kan lewe, vir daardie lewenslyn wat hy na my toe uitgegooi het. As 'n jong seun, ek was so ongeveer 7-8 jaar oud, was ek ook in 'n baie ernstige, lewensgevaarlike situasie gewees. Nou julle weet dat ons as jong kinders in daardie tyd het 'n vrye tyd gehad. Ons kan beweeg het waar ons wil, gespeel het waar ons wil. Dit was nie so gevaarlik soos vandag nie, en ons was 'n klompie vriende gewees wat gespeel het naby 'n quarrygat. Die van u wat nie weet wat 'n quarrygat is nie, dit is 'n
Dit is 'n hoop grond wat deur uitgegrawe is, deur een van hierdie groot uitgraafmasjiene. En dit is, hulle het die sand gebruik, maar hulle het die gat net so gelos en die gat het toegereën. So, dit was nogal redelik diep gewees. En ons het gespeel by hierdie quarry gat. En een van my jong maatjies het 'n bootjie gehad met 'n lyn aan wat hy in hierdie van die kant af in hierdie quarry gat sy bootjie getrek het. En op 'n manier toe het hierdie lyn gebreek en hierdie bootjie van hierdie maatjie van my het begin wegdryf na die dieper kant van hierdie quarry gat. En hy het verskriklik begin huil oor sy bootjie wat nou verlore is in hierdie donker bruin waters van hierdie uitgrawingsgat of hierdie quarry gat. Op daardie oomblik het ek hierdie maatjie vir my so innig jammer gekry omdat hy so gehuil het. En ek het vir hom gesê, ag, moenie bekommerd wees nie. Ek sal hierdie bootjie vir jou uitkry. Nou, op daardie stadium van my lewe kon ek glad nie swem nie. Ek het nog nooit geleer om te swem nie. En ek het besluit om in hierdie quarry gat, donker bruin waters in te spring om daardie bootjie te gaan uithaal. Min wetende dat dit vir my te diep was. En toe ek inspring met baie mannemoed, toe besef ek, maar ek het nie grond onder my voete nie. En ek begin te spartel om dood en lewe. En ek het besef op daardie oomblik dat ek besig is om te verdrink. In hierdie gespartel, en dit het ongeveer net 'n minuut of so, 'n paar minute geduur, het ek na enigiets probeer gryp om uit daardie noodsituasie uit te kom. En ewe skielik voel ek iets in my hande. En ek begin te trek aan hierdie tou wat ek in my hande het. Min wetende dat een van my ander maatjies het 'n tou, 'n klein kort tou ontdek wat sommer daar in die gras gelê het en hy het hierdie tou ingegooi en hy het my uitgetrek en beswaarde my lewe het hy dan gered. Met die gespartel het die rimpel effek van hierdie om die dood toe veg, het die bootjie van my maatjie na die kant toe gedryf en toe ek uiteindelik van die water uit my longe en my mond en keel ontslaag geraak het, kom hy na my met 'n groot glimlag en sê, baie dankie maatjie, jy het my bootjie vir my teruggegee. En hierdie belewenis het my laat dink aan wat ons as Christene se doel op hierdie aarde is. Ek glo met my hele hart dat ons het net 2 doele op hierdie aarde. En die eerste doel is om die lewenslyn wat God vir my en jou uitgegooi het deur Jesus Christus na hierdie aarde te stuur om my en jou te verlos en te red, om dit met alle mag vas te gryp en daarin vas te hou met jou hele lewe. Dit is ons eerste doel. Die tweede doel wat ek en jy het, is om lewenslyne na ander mense uit te gooi. Wat beteken dit om 'n lewenslyn uit te gooi? Letterlik beteken dit om iemand 'n uitkoms of 'n oplossing te bied om uit 'n moeilike situasie te ontsnap. Dit beteken om 'n lewenslyn uit te gooi is om iemand te help en te ondersteun wat nodig het vir sukses of oorlewing. Om
weg te kom uit 'n moeilike situasie. Oorspronklik het dit beteken dit is 'n letterlike aksie van 'n persoon om 'n tou uit te gooi of 'n lyn uit te gooi om iemand te red van gevaarlike waters. My liewe vriende, om ons weet ons en sien ons en beleef ons dat die wêreld het 'n plek geword waar baie mense sukkel, waar baie mense persoonlike probleme ondervind. Het sy of in hulle werke, of in hulle huwelike, of in hulle gesinslewe, of kerklewe, of finansiële lewe, of wat ook al. Mense sukkel om kop bo water te hou. Ken jy so iemand? Ken jy so 'n persoon? Of is jy self ook in daardie situasie en roep jy as ware, skreeu jy as ware uit die diep waters uit, red my, help my, verlos my uit hierdie situasie uit. Miskien weet jy van iemand wat hulle werke verloor het, of sonder blyplek is. Ons weet dat die COVID-pandemie het baie skade aan baie mense gedoen. Daar's baie mense wat ernstig siek is, wat dood beleef het in die familie of selfs by die dood omgedraai het. Ons weet van mense wat honger agtergelaat is en ontwrig is. Ons weet van gesinsgeweld, mense wat verslaaf is en eensaam is. Noodsituasies, gevaarlike waters. En daarom is dit nodig dat die kinders van die Here weet dat my doel nadat die Here Jesus my gered het van 'n ewige lewe sonder hom, 'n ewige verdoemenis sonder God, is om 'n aksie te loods, om hulp aan te bied, om mense te red en mense te verlos. Dit beteken ook letterlik om iemand te boost of 'n skoppie vorentoe te gee. Dit beteken ook om iemand te navigeer uit die uitdagings of onsekerhede waarin hulle self bevind. En hierdie lyn, hierdie lewenslyn wat jy dan aan mense uitgooi, beteken letterlik dat hulle daaraan kan hang of vasklou vir veiligheid of vir redding. Die Bybel, my liewe vriende, noem dit diens van barmhartigheid. En hierdie barmhartigheidsgesindheid beteken dat dit onvoorwaardelik moet plaasvind. Met ander woorde, wanneer ek hierdie lyn uitgooi na mense toe, dan moet daar geen voorwaardes wees nie. Dit beteken dat ek mense moet ondersteun. Daar moet 'n gevoel van opregtheid, 'n kameradie wees, van vriendskap, 'n wil om by iemand te staan deur dik en dun, en om vir mense weer betekenis in die lewe te gee. Ek en jy kan alleen 'n lewenslyn na mense uitgooi wanneer ons self die lewensboei of die lewenslyn wat God na my en jou uitgegooi het 2000 jaar gelede daar aan die kruis op Golgotha, daar na die oop graf, uit die oop graf, daar waar Jesus opgevaar het na die hemel met beloftes om weer terug te kom, om ons te kom haal. Ons kan alleen 'n lyn uitgooi as ons self ook daardie lyn vasgegryp het. Die Bybel praat van die Griekse woord splangizomai, wat letterlik beteken dat my ingewande kom in beweging.
dit is hoe groot my liefde is. En ons het dit gelees, daardie innige gevoel van jammerte wat Jesus gehad het vir die menigtes wat sonder 'n heenkome of sonder 'n herder was, sonder leiding was. Helaas, as ons vandag na die kerk kyk, as ons vandag na mense kyk wat self sukkel, wat self swaar kry, dan kom ons agter dat ons innige gevoel vir mense, ons liefde vir mense wat swaar kry, het opgeraak. Ons is as ware gedesentiseer. Ons voel nie meer vir ander nie, want ons eie noodsituasie is te groot. En dit is die boodskap wat vanoggend na ons toe kom, dat God se genade, God se barmhartigheid is nie koud en gevoelloos nie, maar is altyd warm en liefdevol. Ek het 'n bietjie gaan kyk na watter lewenslyne het Jesus in sy 3 jaar op hierdie aarde na mense uitgegooi. Wat se lewensboeye het Jesus uitgegooi en wat kan ons daarby leer? Ons weet dat die Here Jesus, buiten die feit dat hy mense die evangelie van die koninkryk van God verkondig het, van Jesus Christus wat red en verlos van sonde, van die hemel en van hoe ons moet lewe, het Jesus ook letterlik meer as 40 wonderwerke het hy gedoen. En ek het 'n bietjie na hierdie wonderwerke gaan kyk wat lewenslyne is. En die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het is die water wat hy in wyn verander het by die huwelik in Kana. Nou sal jy met my saamstem om te sê dat, Here, maar ek het nie daai vermoë om water in wyn te verander nie. Wel, letterlik is dit miskien moontlik om dit te kan doen, maar daar is 'n dieper betekenis ook. Dit gaan daaroor dat daar 'n noodsituasie was waarin die bruidegom en die bruid hulle self bevind het. En dit is die goeie wyn het opgeraak. Die slegte wyn was nog steeds daar gewees wat mense sou dronk maak, maar die goeie wyn het opgeraak. En hier gaan dit meer, dit gaan oor mense wat 'n noodsituasie of 'n probleem ontwikkel in die lewe. Ek dink nou byvoorbeeld aan 'n matriekafskeid. Ina my vrou se jaarlikse visie of se doel in die lewe is om een persoon te identifiseer wat byvoorbeeld nie na matriekafskeid funksie kan gaan nie, omdat hulle minder bevoorreg is of minder behoeftig is of nie die geld het of wat ook al nie. En dan ontferm sy haar oor hierdie meisie of seun, dit maak nie saak nie, maak nie saak wat sy rassegroep dit is of kultuurgroep dit is nie. En dan sal sy begin om te gaan kyk wat kan sy doen vir hierdie jong meisie of seun om ook by die matriekafskeid dan uit te kom. En ek weet van een so geval waar sy dit reg gekry het van 'n jong dame wat 'n jong meisie wat in 'n kar gebly het vir 4 maande omdat sy nie ouers gehad het wat na haar kon kyk nie, sy het nie verblyf gehad nie en sy het nie die geld gehad om na hierdie matriekafskeid toe te kom nie. En Nina het toe haar gehelp en uiteindelik het sy toe by 'n vrou uitgekom wat matriekafskeid rokke as haar barmhartigheidsdiens vir jong mense voorgehou het. En uiteindelik het sy by hierdie meisie 'n rok gekry wat deur 'n ex-mejuffrou Suid-Afrika gedra is. En toe sy hierdie rok gaan aanpas het, hierdie meisietjie, het dit haar perfek gepas sonder enige verstellings.
Ina het toe vir haar ook iemand gekry wat haar hare kon doen en gramering kon doen en die nodige bybehore soos oorbelle en necklace en wat ook al. En uiteindelik was daar net een ding wat nog gekort het en dit was om hierdie meisie te kan vervoer na hierdie matriekafskeid. En soos die Here dit beplan het ook, omdat hy harte gesien het van barmhartigheid, het hy iemand op Ina se pad gestuur wat beskikbaar gestel het sy splinternuwe bloedrooi Ferrari. Hierdie meisie het op die ou einde van die dag soos 'n prinses by daardie matriekafskeid gekom. En dit is soortgelyk as aan die water in wyn verander. Jesus se tweede wonderwerk was dat hy 'n Romeinse owerste se seun in Kapernaum in Galilea, wat baie siek was, gesond gemaak het. 'n Romein, 'n vyand, 'n vreemdeling. Iemand wat jy eintlik moes gehaat het, want die Romeine het die Jode gehaat. Maar Jesus ontferm hom oor hierdie seun. Ons sien dat Jesus het mense gehelp wat vasgevang is deur demone wat hulle besete gemaak het. Mense wat absoluut vasgehou en vasgebind was aan die okkulte wêreld, die duiwel self. En dan het Jesus ook 'n baie duidelike boodskap vir Petrus gehad, sy disipel, wat al die pad saam met hom geloop het, en dit is dat Jesus het Petrus se skoonma, wat siek en koorsig was, gesond gemaak. Ek weet, baie van ons het allerhande grappe oor skoonmaas en ja, ek soen my liewerste my skoonma wanneer ek op vakansie gaan, want ek vat haar liewerste saam, want ek sien nie uit daarna om haar kobaai te soen nie, of ek laat haar liewer nie in die beloofde land begrawe nie, want ek is bang na 3 dae staan sy op, soos Jesus uit die dood uit opgestaan het. En Jesus kom na Petrus toe en hy sê vir hom, sorry ou maat, maar jy gaan nog 'n bietjie langer met jou skoonma moet opgeskeep sit, want ek gaan my hand van barmhartigheid na haar uitsteek en haar gesond maak. Jesus het menige siekes, menige mense wat verdruk is en onderdruk is, het hy met sy barmhartigheid aangeraak en 'n lewenslyn na hulle uitgegooi. Ons lees van die visvang, waar Jesus dan ook 7000 mense en later ook 4000 mans plus vrouens en kinders agterna kos gegee het. Is baie keer dan kom ons na die Here toe en sê, Here, maar hoe moet ons vir mense kos gee? Ek het self nie eens die vermoë nie. En dan sê Jesus, gee julle vir hulle kos. Jesus doen self die wonderwerk, hy gee self die vermoë. Maar ons moet daar die aksie van barmhartigheid hê om 'n lewenslyn uit te gooi. Ons wil baie keer nie aan mense vat wat hoogs aansteeklike siektes het, of mense wat ons wil vermy, wat uitgedryf is, maar Jesus raak aan die malaatses en hy genees hulle. Hy raak aan die verlamdes en selfs kyk hy na hulle vriende se geloof wanneer hulle hierdie malaatses deur die dak aflaat vir Jesus om gesond te maak. Hy kyk na die weduwees wat alles verloor het en ook haar seun verloor het aan die dood. Die weduwee van Nain, en Jesus gee vir haar seun terug. So reik Jesus ook na mense uit wat skaam is oor dit wat hulle gedoen het, of skaam is oor die siekte wat hulle in hulle liggaam het, waaroor hulle nie graag wil praat nie.
En hulle wil ook nie hê dat ander mense daarvan moet weet nie. Die vrou wat bloedvloeiing gehad het, wat vir 18 jaar lank aanhoudend gemenstrueer het. Dit het haar in moeilike situasies gebring, maar net deur aan Jesus se soem van sy kleed te vat, sien hy haar geloof raak, en hy genees haar, en hy gooi vir haar 'n lewenslyn uit. Talita Kumbi, Jairus se dogtertjie, sê vir haar, en sy sal reeds dood, dogtertjie, ek sê, staan op. En so kom Jesus en hy gooi lewenslyne uit na mense wat geen stem het nie, wat stom is. Mense wat invalides is. Jesus loop self op die water om vir sy disippels te wys die onmoontlike wat God kan doen. Hy raak aan die heidense vrou. Hy raak aan die blinde man van Bethesda wat met alle mag uitroep, Here, ontferm U oor my. Ja, hy maak blindes gesond. Jesus gaan so ver as op 'n lewenslyn na my en jou uit te reik om te sê, ons het die verantwoordelikheid om belasting te betaal. En hy doen 'n wonderwerk deur 'n goudstuk of 'n geldstuk uit 'n vis se bek uit te haal en sy belasting teenoor die keiser na te kom. Krepeles. Het julle geweet dat Jesus het ook 'n man op die Sabbatdag gesond gemaak wat hartversaking en longversaking gehad het, wat heeltemal ontwater het en verhonger het. Jesus raak ook ondankbare mense aan. Mense wat dooie hout is, wat net saamdryf, maar hy met barmhartigheid oor hulle. Net een uit die 10 melaatse manne het na Jesus toe teruggekeer. Jesus het ook in sy binnekring, daar waar hy geleef het, sy beste vriend Lazarus uit die dood uit opgewek. En Jesus kom en hulle wat roep na hom, hulle wat smeek na hom, kom hy en hy gooi 'n lewenslyn uit. Die hoërpriester wat vir Jesus ter dood veroordeel het, sy slaaf Malchus, wat deur Petrus afgekap is, genees hy hom en maak hy sy oor weer gesond. So kom Jesus en hy leer vir ons barmhartigheid, 'n intense gevoel van ontferming en meegevoel wat sigbaar word in die manier waarop mense teenoor mekaar optree. In die Ou Testament was die gedagte van barmhartigheid heel dikwels gekoppel aan 'n ma en pa se gevoel vir of teenoor hulle kinders. Daardie selfde gevoel van barmhartigheid is die lewenslyn wat ouers na hulle kinders toe uitgooi om hulle te trek na die Vader, om hulle te trek na Jesus toe. God se barmhartigheid is vir ons gestuur in Jesus Christus om ons te verlos. En daarom moet ons ook mense wat vasgevang is, verlos in die naam van die Here Jesus Christus deur 'n lewensboei na hulle uit gooi. Genade is die teenoorgestelde van God se toorn. Jesus het God se toorn van ons af weggehou deur die bloed waarmee hy ons skoon gewas het. En daarom sal ons nie in die oordeel en die verwerping van God staan eendig nie. En God verwag dat, omdat hy ons skoon gewas het, ons ook barmhartig sal wees om ander mense van die toorn van God af weg te kry.
In die Ou Testament is barmhartigheid gekoppel aan offers. Maar in die Nuwe Testament is dit om barmhartigheid te wees, is om dit te bewys. 'n aksie om dit te doen. Soos die barmhartige Samaritaan, wat mense se wonde genees het. Dikwels word hierdie innige gevoel ook gekoppel aan genade en om mense te seën. Ons is vandag in 'n kerk, in groepies, in Zoom-dienste, en Jesus het begin deur vir ons te sê, dit is hoe julle moet begin. Roep disippels, kies disippels, roep hulle, maak hulle toegewyd aan die evangelie, bemagtig hulle. En dan het Jesus gesê, wees my disippels, vissers van mense, dra die evangelie uit, bedien mense, liggaamlik, geestelik en sielkundig in hulle nood. Gooi lewenslyne uit. Maar nou dink ons by onsself, maar hoe moet ons dit doen? Ek wil graag kortliks aanraak aan ander maniere van hoe ons barmhartigheid of lewenslyne kan uitgooi. Matteus 5 vers 7 sê vir ons, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 'n Paar kort gedagtes oor hoe om op ander maniere lewenslyne uit te gooi. En een daarvan is, wees geduldig met mense se giere en gewoontes. Die Here leer vir ons in sy woord om nie geïrriteerd of kwaad te word nie, maar dat ons beskeie, vriendelik, geduldig mekaar moet verdra in liefde. Dit is 'n vorm van 'n lewenslyn uitgooi. Efesiërs 4 vers 2. Nog 'n lewenslyn is om enige een by te staan of te help wat seer kry. Daar is so baie mense wat seer gekry het in die lewe deur verskeie omstandighede, en soms het hulle dit self veroorsaak. Maar Jesus wil hê dat ons lewenslyne moet uitgooi wanneer ons mense sien seer het. Efesiërs 4 vers 31 en 32 sê ook vir ons, 'n lewenslyn wat ons kan uitgooi is om mekaar tweede kansse te gee. Om die gesindheid, die goedgesindheid, die goeie gesindheid van Christus te hê, soos wat hy ons vergewe het, dat ons ook sal vergewe. Die Here wil hê ons moet nooit verbitterd of opvleend of woedend word nie. En dat ons nie sal vloek en skel, en dat ons niks sal doen wat sleg is nie. Dit is ook maniere om lewenslyne uit te gooi. En dan kom die Here en hy sê, doen goed aan diegene wat jou seer maak. Mense wat jy nie lief het nie, verdien die meeste. Mense wat ander mense seer maak of kwaad aan ander doen, het meer liefde en barmhartigheid nodig. Dit is die boodskap wat die Here vir ons wil bring. Nog 'n manier van om 'n lewenslyn uit te gooi is, wees vriendelik teenoor die wat jou beledig. Ons wil altyd die argumente wen. Maar die Here sê, wil jy die argument wen, of wil jy mense vir God wen? Jou gesindheid, my gesindheid, jou hart. Ons moet nie vra, het jy 'n plek vir my in jou hart nie? Maar ons moet eerder vra, het ek 'n plek vir jou in my hart? En daarom vra die Here dat ons brûe sal bou van liefde na hulle wat onwillig is. Hulle wat nie wil nie. Want dit is hier die verlore skape
waarvan die Here praat, hierdie menigtes, hierdie wat sonder 'n herder, sonder leiers is, heg meer waarde aan verhoudings as aan reëls. Nooi die ongelowiges om saam met jou te eet. Hulle wat nie dieselfde kultuur of ras of verskil van jou, hulle wat agter die spoorlyn groot geword het, hulle wat deur mense verwerp het, met wie mense nie meer wil assosieer nie, die prostituie, die tronkvoëls, die misdadigers, die wat swaar kry, dis die mense met wie Jesus geassosieer het en na wie hy lewenslyne uitgegooi het. My liewe vriende, dit is ons boodskap vanmôre van die Here af. Gooi lewenslyne uit. En dit is dan ook waarvoor ek bid, dat die Here vir my sal bemagtig en krag gee, om in die nuwe jaar lyne uit te gooi, toue uit te gooi, lewenslyne uit te gooi, wat mense sal red en sal help uit 'n gevaarlike noodsituasie uit. Mag die Here vir ons seën in hierdie boodskap vanoggend. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan maar net kyk na u groot genade. Dat die lewensboei wat u na ons kant toe uitgegooi het, wat ons dan vasgryp en met dankbaarheid kan sê, Here, dankie dat u my gered het. Dankie dat u my uit hierdie moras van sonde uitgetrek het en my skoon gewas het en my wonde en my seer deur u wonde genees het. Help ook dat ons lewenslyne sal uitgooi, ook in hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê, maar dat ons dit nou al reeds sal doen met u genade. Dankie dat ons kan vashou aan hierdie lewensboei, totdat u vir ons kom haal, waar ons saam met u sal wees vir ewig. Seën ons as gelowiges, so saam as kerk, as kinders, as disippels, as vissers van mense, as dienaars van u barmhartigheid. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan 'n laaste lied saam sing tot eer van die Here en dan sluit ons dan ook hierdie diens af in sy naam. Nou ja, my liewe vriende, baie dankie dat julle by hierdie erediens was. En my gebed is die seën van die Here en die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, dat dit by julle sal wees totdat hy vir julle kom haal. Amen.